Goeiedag en welkom aan elkeen wat vandag inskakel by hierdie oordeenking. As jy al ooit vir iemand 'n geskenk gekoop het, wat vir jou baie beteken het, sal jy weet hoe lekker dit is wanneer daardie persoon dit met oop hande ontvang. Maar dink vir 'n oomblik hieraan. Hoe vreemd sou dit wees as hulle net na die geskenk kyk en dit gaan bære en nooit iets daarmee doen nie. Want 'n geskenk is mos gemaak om gebruik te word, om oopgemaak te word, om te waardeer word. Dis presies wat Jesus na die voete was oomblik doen. Hy staan nie net op en sê, nou weet julle hoe lief ek vir julle is nie. Hy sê, gaan leef nou so. Hoor hierdie woorde in Johannes 13. As ek, wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit is interessant. Jesus sê nie dat ons noodwendig mekaar se voete letterlik moet was nie, maar hy nooi ons om dieselfde gesindheid aan te neem, om raak te sien, om af te buk, om eers te lief te hê, om eers te vergewe en om eers te dien. Ek dink dis juis hier waar vergifnis vir baie van ons moeilik raak. Ons wag dat die ander persoon daai eerste tree moet gee. Ons wag vir die oproep. Ons wag, hier is 'n belangrike ding, vir die verskoning. Of dalk maar net die erkenning. Maar Jesus het nie gewag nie. Hy het eers gaan kniel. En daarmee het hy gewys hoe die koninkryk van God werk. Vergifnis is nie bloot 'n gevoel wat eendag opdaag nie. Dit is dikwels 'n besluit wat ons neem lank voordat ons emosies saamstem. Want liefde wag nie altyd totdat alles reg voel nie. Liefde kies maar om die eerste tree te gee. Dalk is daar vandag iemand aan wie die Heilige Gees jou nou herinner. Nie noodwendig om 'n moeilike gesprek vandag nog te gaan voer nie. Maar miskien begin dit net weer waar jy vir daardie persoon in jou woorde jou vyand begin bid. Of om die eerste stap in jou eie hart te neem, net om te besluit, vandag wil ek begin vergewe. En dalk is dit wat God vandag in jou wil kom herskep. Nie net jou verhouding met hom nie, maar ook die manier waarop jy na ander mense kyk. Want wanneer Jesus ons harte verander, begin ons al hoe meer lyk soos hy. So onthou vandag hierdie belangrike waarheid. Die eerste tree na vergifnis verander dikwels eers my eie hart, voordat dit iemand anders se sin sal verander. Kom ons bid saam. Here, herskep my hart vandag, om eerste lief te hê. Mag dit wees, dat om na U te luister, vir ons belangriker sal wees as ons emosies. Mag U stem en dit waartoe U ons uitnooi, vir ons die prioriteit wees. En veral wanneer dit by vergifnis kom, is dit regtig vir ons moeilik. Maar help ons om U te vertrou. Help ons om die eerste tree te neem, selfs al voel ons nie so nie. Al begin dit maar net vandag in ons eie harte, om 'n keuse te maak om te vergewe. Mag dit so wees. En dit vra ek in Jesus se wonderlike naam. Nou mag elkeen vandag die oorvloedige goedheid en vreugde van God beleef, terwyl hy besig is om iets nuuts in jou hart te herskep. Dit is my so voorreg om julle te groet in die wonderlike naam van Jesus. Namens my en die hele beleefspan, mag julle 'n wonderlike dag hê.